Baie dankie. Dankie vir die voorbereiding ook. Dit is my altyd so spesiaal as 'n mens hierso kom in 'n ruimte wat eintlik 'n publieke ruimte is waar ouens nie geneig is om te deel nie, dat 'n mens so kan deel en vir mekaar kan sê ek sal vir jou bid. Dit is my ongelooflik dat julle daai oortuiging het. Dankie dat ons dit kan doen, hoor. Regtig baie dankie. Ek het 'n belydenis vanoggend om mee te begin en dit is dat ek is nie by nie, ek is nog nie op spoed nie. Dit is net een van daai weke gewees waar ek nog nie vandag koffie gehad eers nie. Dit was net soos 'n gejaag gewees van die begin af tot nou toe. Ek kan nie glo dat dit al Februarie is. Wie het gedink dit gaan nou al Februarie wees? En toe kry ek vanoggend ook opstaan en alles, en die kinders is besig in Celeste staan en alles. Toe kry ek net so half 'n idee van wat 'n mens kan doen dalk om 'n bietjie tyd te spaar. Nou, een van my gunsteling ouens om op te pik is Freek. So ek wil vra, Freek, wil jy vir my voorkom sit asseblief? Ja, ek is ernstig, nee. Hy haat dit, nee. Hy haat dit. So, want, maar omdat hy dit haat, kan ek dit nie ophou nie. Dit is net so lekker vir my, nee. Want ek het gedink, ek kan, baie Freek, baie welkom hierso. Kom ons gee vir Freek 'n hande klap, nee. Eintlik, jy kan regtig sit. Dit gaan eintlik daaroor dat ek het gedink, een van die plekke waar ek bietjie tyd kan spaar is as ek koffie drink by die kerk. En toe wou ek gedink het, miskien kan ons begin met koffie voor kerk en dan kan ek op spoed wees teen die tyd wat ek moet begin preek. Maar daar was nie tyd gewees om dit te reël nie. So toe dit nou nie gebeur nie. Maar toe dog ek, bring dit saam en doen dit hierso. Nou. Okay, so wie wil nog koffie hê? Freek sal dit vir jou terugbring. Nou, hy vra, bring vir Jess ook saam. Nou. Jess, kom sit hier asseblief. Nou. Kom Jess. Okay. Want ek het 3 koppies koffie. So miskien kan ek net, Jess, jy kan jouself tuis maak. So terwyl ek dit besig is, ek wil net sê hierdie is melk en nie regtig iets wat van Spider-Man afkom nie. So drink julle melk. Melk. Suiker? 2, 1. Net soos jy geleer het by ons by skool, 1, 2, 3. 1 koffie, 2 suiker, 3 melk. So, basies wil ek net sê, het julle teelepels onthou? OK, dan kan julle self roer. Ek kan nie glo dit is al Februarie nie. Nou, ek bedoel soos, nou die dag het ek hier gestaan en ons het gesê, OK, goed, ons gaan begin 'n nuwe ding begin en alles, en ons gaan probeer regtig om die ding meer interaktief te maak in die jare, regtig te soek vir maniere hoe ons mense kan kry om te dink in die week van wat die boodskap hier is en te help. En toe het ons vir mekaar gesê, nou die dag op die weg preek, dat 'n mens moet bietjie dink aan hoe mense dit kan dieper maak, sodat dit regtig mense se lewens kan verander, nie net iets is wat ons doen nie, maar iets is wat ons leef van al goeders. En ek sê vir julle, 'n 12de van die jaar is al verby, ek weet nie hoe dit gebeur nie, en ek kom nie uit by alles nie, jy sê 1, 2 suiker, en Freek, jy sê hoeveel suiker? 2, OK. So, ek het nogal gedink, hoe gaan ou die koffie maak? Ek het eers gedink in 'n perkuleer, maar toe was dit te lank. Die triek van koffie is eintlik, jy moet so half alles net beskikbaar hê. Jy kan nie hier rondhardloop en net soek nie. Die geheim is, jy begin met jou koppie, jy sit jou koffie dadelik in, sit die suiker in wat die ouens doen, maak seker as water in die ketel, dis 'n belangrike ding, as jy nie 'n nuwe ketel wil hê nie, en dan sit jy hom aan, en dan, moet jy seker maak van hoeveel melk, nou, melk, min melk, baie melk, OK, en dan gooi jy die water in, ek is toe nie so dorsig gedink het nie, en dan melk, nou, ek love huisbesoek. Ek roer sommer maar vir julle hierso. Ek hoop julle gee om nie. So, cheers. Julle is welkom om hier te sit en drink tot dit klaar is. Sê my net eers, hoe is dit? Te veel suiker. Maar as jy ondankbaar wil wees, kry jy niks nie. Jy kan hom maar weer by jou eie vrou gaan sit as jy daai houding het. Ja, gaan sit maar die vrou by die loop, sy ook sit. Ja. Ek kan nie glo hulle moan so iets so eenvoudig nie. Ek bedoel, jy probeer gasvry wees vir hulle. Ek gee dan sê, dis koue koffie. Ja. En die probleem is hierso is,
Ek het genoeg, ons spaar bietjie tyd. Ek het al die stappe gedoen. Ek het alles reg gedoen. Die ketel was daar so, die water was daar so, die melk was daar so, die koffie seker tyd, lepeltjie was daar so, ek het my lepel onthou, ek het ingegooi wat ons nodig gehad het, ek het tot hulle bestellings gevat, ek het geroer, alles reg gedoen en dan moan hulle daaroor. Koffie is koud. Nou, jy weet, Tannie Betty sê dit net, as julle kinders was, sou jy lankal iemand vir gesê, jy het nie die ketel laat kook nie, Nou, dis vir my net die ding. Ek voel partykeer, ek doen alles reg, ek volg hierdie resep. Van die begin van die jaar af, soek 'n mens na maniere wat jy God in jou lewe innooi, en jy, ek bedoel, kyk na die temas wat ons sover gedoen het. Dat 'n mens moenie in jou idees van mense vaskyk, die idee van hoe jou vrou is vaskyk, jy moet verby jou idees kom en na jou man of jou vrou of jou kinders kyk. Moenie vasdink in die idee van wie jy is, wat jy by jou ouers of mense geërf het nie, kyk by wie jy is. Goeie temas, moenie jou sonde in die donker hou nie, want dit word 'n anker wat jou terughou. Bring jou sondes eerder aan die lig, sodat jy kan vry wees en jou potensiaal en jou toekoms kan bereik. Ek bedoel, dis lekker temas. Die goed wat ons gedoen het van, byvoorbeeld die tredmill storie van, onthou daar's 'n verskil tussen kennis van God en om God te ken. Nou, moenie vashak by boeke kennis nie, stap die pad saam met die Here, daag op vir 'n verhouding met die Here, jou kanse om 'n beter verhouding met God te hê is soveel groter as jy opdaag. Met ander woorde, leef met 'n oop kop om te besef, die Here is elke oomblik by jou, jy kan elke oomblik saam met hom die pad stap. Oulike temas. En van die lekkerste ding van predikant wees hierso, behalwe dat ek kan koffie bedien aan my vriende, is, ek weet ek preek in 'n gemeente waar, as ek hier uitstap, dan probeer ek dit wat ek sê doen, en ek weet ek is nie die enigste een nie. Ek weet, julle stap ook hier uit en sê, okay, goed, hierdie week, ek moet my sondes aan die lig bring, ek moet vir die Here erken, sodat ek kan vry wees, ek moet goed in plek sit, sodat ek nie dink aan die prentjie van my vrou in my kop nie, maar sien wie sy regtig is, ek moet opdaag vir 'n verhouding met God. Al hierdie goeders, ons doen dit. En ek het gedink 2017 gaan hierdie ongelooflike jaar wees van geloofsgroei vir my en vir my gesin en vir ons gemeente. En in 'n sekere mate was dit, want ek kan tog sien op 'n klein skaal daar's goedjies wat gebeur. Maar die moeilikheid is, dit voel vir my ten spyte daarvan dat ek die resep volg, dinge kom nie by mekaar nie. Ek het gedink in hierdie tyd sou dinge beter gewees het. Lekkerder gewees het. Ek het gedink in hierdie tyd so ek groot vet happe kon geneem het, nie teelepel happe nie. Ek het gedink ek sal soos met 'n graaf kan skep in die goedheid van die Here, en voel vir my partykeer kry ek net soveel op 'n slag. Ek het gedink dit sal wees dat hierdie ongelooflike seën van die Here oor my lewe sal wees, dat ek soos die energie sou kon kry van 'n lekker vars koppie koffie in die oggend, maar nou voel dit vir my party daar is, yes, ek kry iets wat my dors les, maar dis koue koffie. Dis nie so lekker as ek gedink het nie. En Tannie Betty het nou so half die geheim weggegee, so waarvoor ek dankbaar is. Want wat mis ons? Wat mis 'n mens as jy alles in jou lewe probeer reg doen, maar dinge kom nie by mekaar uit nie? Wat het jy vergeet? Geduld. Om te wag dat daai ketel kook. Ek bedoel, jy kan alles reg doen, jy kan die resep presies volg, maar as jy nie wag tot hierdie ketel afskakel nie, dan is daai water koud. Die aanvanklike idee, ek kan net sê Freek en Jess, die aanvanklike idee wat André hulle vir ons gehad het, is ons moet dalk 'n hoender bedien hierso. Wat ons hier uithaal onder die folie uit, maar dan was hy nie regtig in die oond gewees vir baie lank nie. So julle is baie welkom dat ek vir julle koffie gegee het en nie hoender nie, né? Maar dis dieselfde beginsel. Dis dieselfde beginsel is, as jy iets maak, deel van die resep is, wees geduldig. Nou is dit so maklik soos dit. Is dit eintlik wat die Here vir ons sê, is doen alles reg en wees geduldig. Is dit waar geloof op die ou end gaan? Is soos, sit net alles in plek, bieg jou sondes, bly gefokus, fokus op verhoudings, kry jou kop reg, bly in die game, en wees geduldig?
Is dit wat God van ons vra? Daar's 'n stukkie in die Bybel wat ek wil deel vanoggend. Dit kom uit Romeine 8 uit. En die van julle wat 'n Bybel naby jou het, is juist daar gesit. Dis nie iemand se nie, jy kan hom regtig lees. As jy hom wil shoplift, is jy ook welkom. Lees hom net as jy by die huis kom. Ek sal voorstel dat jy daar in Exodus by die wette begin, maar ja. Ons gaan lees uit Romeine 8 uit, wat in die Nuwe Testament is. Dit is so half van die agterkant van die Bybel. Ek het gegooi oopmaak, dat julle kan sien hoe ver van agteraf. Hierdie is die agterkant. So omtrent so ver van agteraf. As jy Handelinge kry, is jy nog nie ver genoeg agtertoe nie. As jy Filippense en Korintiërs naai ons kry, is jy te ver. My Bybel is dit bladsy 212. Maar dis vir ouens wat swak lig het en swak oë het, lyk my, want hy het lekker groot gedruk. Maar luister hierso wat sê hy, en onthou, hou jou situasie in gedagte, of dit nou is die situasie met jou ouers, of jou oupas en oumas, of met jou gesondheid, of wat ook al. Of dit jou finansiële situasie is, as dit jou geloofssituasie is, probleme in jou verhoudings is, wat jy alles reg doen en dinge werk net nie uit nie. Hou dit in gedagte, as ons dan saam hierdie stukkie lees. En kyk hoe begin dit. Romeine 8 van vers 18 af. Die eerste sin wat Paulus mee begin nie. Ek is daarvan oortuig, dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms laat aanbreek nie. So dis goeie nuus. Dit sê vir ons, hy begin om te sê, ek is oortuig daarvan dat dit wat die Here vir ons beplan, nie eers gemeet kan word teen dit wat ons nou deurgaan nie. God se idee vir wat vir ons voorlê, vir ons toekoms, ons potensiaal, ons verhoudings, ons lewens, is soveel meer, dit gaan tot in die ewigheid in, teenoor dit wat ons nou hier kan raak sien. Hierdie gestoeiery wat 'n mens baie keer van deel is. Hy gooi nie net so dadelik so 'n bietjie weier, hy kry vir ou, die eerste ding wat hy doen is, nadat hy gesê het is, God beplan vir jou groter. Begin hy om te sê, jy's nie alleen in jou suffer nie, jy's nie alleen in jou soebat, vir God moet asseblief iets laat gebeur nie. Vers 19. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte ook van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot 'n vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered. En ons het nou hierdie hoop, wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop tog op iets wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. So sien jy, hier is 'n paar goeters wat al begin uitkom hê. Hy begin so praat van die hele skepping en alles wat maar eintlik bestem is vir iets beters, maar jy sien hierdie verydeling, hierdie agteruitgaan, hierdie swaar kry in alles, van die skepping af, tot selfs ons wat die Gees van God gekry het. Almal van ons trek swaar en almal van ons hoop op die dag waar God gaan kom en alles net in perspektief gaan bring. En dan na hele storie wat hy sê van mens hoop tog nie op iets wat jy klaar sien nie. Ek wil later meer daaroor iets sê. Van vers 26 af lees ons verder. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met ons versigtinge wat nie met die woord gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond,
weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is, die wat hy lank tevore gekies het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seuns baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. So kom ons praat 'n bietjie net oor 'n paar goed wat hierso uitkom. Die eerste ding is, wat vir my opval is as ek en jy stoei met hierdie ding van hoekom kom my verhoudings nie reg nie, hoekom lyk my lewe nie beter nie, hoekom werk dinge nie uit nie. Dis die eerste ding wat hy oplig is, en hy verwys na 3 verskillende goeters, hy verwys na ons wat stoei daarmee, maar die skepping stoei ook daarmee. Ons hele wêreld stoei daarmee. Medegelowiges stoei daarmee, en dan op die ou end bereik dit vir my sy hoogtepunt wat hy sê, tot God se Gees sug, en hoop vir die dag wat alles bymekaar gaan kom. Nou dit is vir my 'n ongelooflike troost, want die eerste ding wat my opval is, as dinge nie uitwerk nie, as ek so besig is om my skuld te bely, en my goeders te doen, en my lewe reg te kry, en te sorg dat ek die beste in mense soek, en besig is om die resep te volg, wat ek in God se woord kry vir my lewe, en dinge werk nie uit nie, raai wat dink ek? Ek het iets verkeerd gedoen. Ek het die resep verkeerd gevolg. Ek mis iets groots. Weet julle waarvan ek praat? Dat jy jou beste gee in alles en dinge werk nie uit nie en jy dink, wel dan is ek die probleem. Weet julle waarvan ek praat? Dat jy alles so hard probeer doen en reg probeer doen, dat jy later voel, jy oorcommit jouself, jy smeer jouself te dun, jy kom nie eens by alles uit nie, en dan probeer jy al hierdie goed in die lug hou, en as dit nie werk nie, as die lewe nie beter word nie, as jou verhoudings nie beter word nie, dan begin jy dink, wel dan is daar net een plek waar die probleem nog kan wees. Dis ek. Ek is die probleem. En as hy begin om te sê, maar besef net, weet jy wat, die hele skepping sug dat dinge moet beter word, en dit word nie altyd beter nie. Al jou gelowiges wat langs jou sit, wat lyk of hulle dinge uitgefigure het, hulle sug ook, ek sug ook. Ons sug saam met die skepping. En weet jy wat, God weet ook waarvan ons praat, want tot die Heilige Gees sug saam met ons, want hy weet wat ons moet deurgaan. So, as jy vandag hier so sit en jy voel soos 'n mislukking, want jy probeer jou beste om die Here tevrede te stel en jou lewe reg te kry en jou dinge goed te doen en dinge werk nie uit nie, is die eerste goeie nuus wat ek gekry het is besef net, jy's nie alleen nie. En dit beteken nie noodwendig jy maak 'n fout met jou resep nie. Dis soos die koffie. Jy moet wag ook. Jy kan 'n koffieresep presies reg volg. Jy kan 'n hoenderresep presies reg volg, maar as jy hom nie in die oond los nie, as jy nie wag vir daai ketel nie, dan sal dinge altyd af wees. Eerste ding wat ek hierso kry is dit vra vir my is, besef net, Andrei, maak nie saak wat jy mee besig is nie, jy moet maar geduldig ook wees. Die moeilikheid is, ons leef in 'n tyd waar dinge onmiddellik is. Ek bedoel, as ek nou lus is vir 'n liedjie, dan gaan ek gou op my telefoon op YouTube en ek luister hom. As ek nou met 'n les wil praat en ek weet dit sal 'n bietjie ongemaklik wees, maar ek kan dan nou WhatsApp of bel, julle kan sit en wag, né? Maar ek bedoel, ons het 'n onmiddellike bevrediging kultuur. As jy lus is vir iets, gaan koop jy dit. As jy iets soek, kry jy dit. En partykeer pas ons daai selfde reëls op geloof en verhoudings toe en ons dink, okay, ek het nou alles reg gedoen, so dinge moet nou in plek val en dan doen dit nie en dan dink ons, dit is 'n groot fout. Maar dit leer van my, mens moet geduldig wees. Mens moet maar 'n bietjie wag ook. Daar is 'n gedeelte in die Bybel wat sê God se tyd is anders as ons tyd, sy gedagtes is anders as ons gedagtes. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is die Here sin verhewe bo mense sin.
En hoe jy dit dan ook al wil benader, van 'n menslike perspektief af, beteken dit, as jy alles reg doen, wag vir die ketel om te kook. Byt vas. Moenie so maklik moed opgee nie. Die tweede ding wat my opval is hoe hy begin daar beskryf, daai gedeelte wat ons gelees het van, mens hoop tog nie op iets wat jy al klaar sien nie. Want iets wat jy klaar sien, hoop jy nie op nie, want dit is klaar daar. En dit het my toe laat begin dink, ek is besig met hierdie resep om my lewe reg te kry, om dinge in plek te sit, sodat ek saam met die Here die pad kan stap, want ek weet, hy wil vir my die beste gee. Ek wil dinge saam met my kinders in die Here se naam doen, saam met my vrou in die Here se naam doen, ek wil saam met julle in die Here se naam werk, sodat dinge, ek glo, beter is, want God is deel daarvan. En toe sit ek en dink, maar, het ek nie 'n bietjie van 'n teelepel benadering daar ook nie? Die eerste een was gewees, ons roer te vinnig om te drink, ons is ongeduldig. Die tweede een is, dalk skep ek te klein. Want as die Bybel hierso begin praat van, mens hoop tog nie op iets wat jy klaar sien nie. Het ek begin dink, is my persepsie van hoe dinge met my gesin kan wees nie te klein nie? Is ek nie nog steeds besig om so half met tonnelvisie te kyk, klein verwagting te stel van hoe dit sal wees as God deel is van alles nie. Miskien is my verwagting te klein, dis hoekom ek so ongeduldig is omdat ek nie groot genoeg dink nie. Miskien moet ek groter begin dink en nie klein teelepeltjie denke doen nie. Miskien kan dinge met my kinders nog beter wees as wat ek selfs kan verbeel dit is. Miskien kan dinge met my vrou nog beter wees as wat ek kan hoop dat dit is. Miskien kan dinge in hierdie gemeente of in hierdie dorp, in hierdie land van ons soveel beter wees as wat ons selfs eers kan hoop dat dit kan wees. Maar nou sit ons die verwagting laag en ons raak ongeduldig want dis amper daar. Miskien moet ons net 'n bietjie 'n groter skep implement kry, 'n groter hap begin vat. Meer vra van die toekoms. Die ding wat my daarso opgeval het, en ons lees so oor dit, want dit is 'n vreemde woord wat ek nog nie hierdie week gebruik het nie, is God deurgrond ons. Hy sê, en God se Heilige Gees pleit by die Vader, en die Here hoor dit, en hy deurgrond ons harte. En toe moes ek dit gaan Google, wat beteken dit, en dit sê op die einde van die dag is, God hoor nie net wat gesê word nie, hy hoor wat ons nodig het. God verstaan nie net wat ons wil hê nie. Hy verstaan wat ons nodig het. En hy gee dit. Maar weer 'n keer geduld. Dit is my ongelooflik dat God dalk 'n groter plan vir my lewe het as wat my klein verwagtingkie het. En dan die derde ding wat my opval. As dit dan die stappiepad gesond my. As dit dan gaan oor, goed, solank as wat jy besig is om die regte goed te doen en dinge werk uit nie, moet jy weet, goed, jy moet geduldig ook wees. Maar onthou, miskien moet jy besef dat God is besig met iets groters as wat jy dink hy mee besig is, so dit lei my dan tot by die volgende gevolgtrekking. Miskien moet ek ook harder probeer met sekere goed. Want as ek en dink, as ek naaste liefde oefen, as ek oefen om die goeie in mense te sien, of om nie kwaad te raak nie, of om te vergewe, die eerste keer kry ek dit dalk halfpad nie eens reg nie. Maar as ek dit inoefen, dan word ek bietjie beter daarin, bietjie beter daarin, bietjie beter. Miskien terwyl ek besig is om te wag, is wat die Here van 'n mens vra nie net terwyl jy wag vir die ketel om te kook, dat jy moet sit met jou hande en wag nie. Miskien vra die Here van jou ook om iets te doen. Meer van jouself te gee. Te erken wat jy reg doen en dit te oefen om dit beter te doen. Te kyk na die goed wat jy nie reg doen nie en daaraan iets te begin doen. Miskien vra die Here van ons om deel te wees van 'n groter plan. En terwyl ons wag vir dinge om te begin gebeur,
Nie net ons hande te vou en te sê, ek het my deel gedoen, nou moet die Here sy deel doen nie, maar dat 'n mens aanhou saam met die Here werk, sodat die potensiaal wat daar in jou lewe is en in die wêreld is, ook sal uitkom. So terug die lepel toe. Eerste ene, moenie te vinnig roer nie. Moenie ongeduldig raak nie. Die tweede een is, moenie te klein skeppies vra nie. En die derde een is, terwyl jy dan sit en wag, doen iets. Werk met wat jy het. Ek wil graag vandag se preek saamvat, net met hierdie boodskap. En ek gaan ongelukkig dit in Engels moet sê. Moenie settle, wel halfpad in Engels. Moenie settle vir God se plan vir jou lewe nie. Moenie settle op 'n klein prentjie, maar moenie settle omdat jy ongeduldig raak nie. Moenie settle net nie. Moenie ingee nie. Hou aan saam met God in afwagting, smag, soek en dors na dit wat hy vir jou wil gee. So wat vra dit van ons hierdie week? Dit vra van ons om nie ongeduldig te raak met onsself en ons situasies nie. Maar dit vra ook van ons om nie ongeduldig te moet raak met ander mense nie, want onthou, hierdie mense is ook besig om 'n resep te volg en hulle dinge uit te figure. Dit vra van ons om ook geduldig te wees met hulle planne, met hulle lewens. Dit vra van ons om 'n groter prentjie te kry en te besef God is besig met iets groters hier en te soek na dit. En dit vra van ons om te doen wat ons kan. Elke keer. En nie net ons hande te vou en te sit en wag nie. Kan jy dink, hoe lyk die toekoms waar ek en jy nie net sit en wag en sê, ons het ons resep gevolg nou, hoekom werk dinge nie? Maar waar ons aanhou soek vir maniere om God deel te maak, terwyl ons wag vir die ketel wat kook. Terwyl ons soek vir maniere waar God homself vir ons wys, dat ons kyk hoe ons nog steeds kan groei en kan meer word as wat ons is. Moet nooit settle vir die mens wie jy nou is nie. Want alhoewel God jou lief het soos wat jy nou is, net soos jy is hy te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Almagtige Here, baie dankie dat U saam met ons hierdie pad stap. Dat U nie net 'n God is wat 'n resep kom aflaai vir ons lewens en dan gaan U nie. Maar dat U die Here is wat die pad saam met ons wil stap. Dankie Here dat ons elke dag kan opkyk en kan weet U is saam met ons daar. Al gaan ons deur die moeilikste tye. Al smag ons vir uitkoms. Al honger ons en dors ons vir resultate. Dankie dat ons nie alleen is nie. U is saam met ons. En selfs die Gees weet ons voel, want U smag ook daarna dat dinge sal eindig. En sal word soos dit moet wees. Maar terwyl ons hierdie pad stap, Here, terwyl ons deur die skaduwee beweeg en ongeduldig kan raak, help ons asseblief om net aan te hou om U hand vas